Goeiemôre, ek groet u in die wonderlike naam van Jesus. Dit is Sondag die 15de Maart en ons aanbid 'n wondergod. Kom ons gesels 'n bietjie oor die gawes en bedieninge van die Heilige Gees. Ek lees vir u daar uit 2 Korintiërs 13 vers 14. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, dit sê die vennootskap, die saamleef, die verantwoordelikheid van die Heilige Gees, sy met julle almal. En dan sê die apostel in 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos geskrywe is wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Hoe wonderlik is dit nie? En Jeremia roep uit en hy sê Jeremia 33 vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Het Jeremia hierdie 700 jaar voor Christus al verkondig en gesê, roep my aan, ek gaan vir jou wys wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir hulle wat hom liefhet. En dan sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 11, want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Ons het evenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde van menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit kan ook nie, want dit is verontwaasheid en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, maar egter self word hy deur niemand beoordeel nie. Want wie het die sin van die Here geken? Dat hy ons ook onderrig, maar ons het die sin, met ander woorde, ons het die gedagte, ons het die denkwyse van Jesus Christus, want dit wat ons geopenbaar deur die Heilige Gees. En nou skryf die apostel Paulus in Romeine 8 van vers 3, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Ons het laas Sondag die skrif aangehaal wat sê, ons wandel, die wat deur die Gees wandel, die is kinders van God. Vers 5 so sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, die bedink geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die Gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die Gees bedink vyandskap teen God is, wat dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, met ander woorde die wedergeborenes, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon, deur wie jy gewederbaar is. As iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die Gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Sy Gees wat in ons geplant is, daardie plek wat vir hom gereserveer is, hier in ons binneste wese, daardie Gees gaan ons opwek, die dag as Jesus verskyn op die wolke, en ons gaan saam met hom, dan gaan ons lewend gemaak word, verander word, vernuwe word. En nou, kom ons gaan kyk na die gawes van die Heilige Gees. En die apostels, net eers ander dinge hier. Dinge wat ons vandag beleef, in die tyd waarin ons lewe, waarsku Paulus vir Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, en dan gaan hy aan en hy noem al hierdie vieslike goed. En in vers 5 sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, wel nou word 'n pragtig mooi voorkom, lieflike mooi lewenslewe, wat baie goed, wat baie Christelik, baie geestelik lyk, maar die krag daarvan het hulle verloor
En hy sê, keer jou weg van hierdie mense af. Hierdie mense is mense wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. OK, kom ons kyk na die geestelike gawes. En die apostel skryf in 1 Korintiërs 12 vers 4, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, wat is dieselfde Gees. Daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. Daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Dan gaan die apostel voort en hy identifiseer 9 gawes van die Heilige Gees, en hy bring onder die gelowiges se aandag dat aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Dis 1 Korintiërs 12 vers 7. En vers 8 begin hy met die gawes, sal hy sê, want aan die een word deur die Gees, nommer 1, 'n woord van wysheid gegee, aan die ander, nommer 2, 'n woord van kennis, van weer dieselfde Gees, aan die ander weer, nommer 3, geloof, deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaak, nommer 4, ook deur dieselfde Gees, aan 'n ander, nommer 5, werking van kragte, aan 'n ander, nommer 6, profesie, en hier moet ons onderskei tussen die gawe van profesie en die bediening van die profeet. Die gawe van profesie is, wanneer die gawe jy gelei word om 'n profetiese woord vir iemand of vir die gemeente te gee, maar dit maak nie van jou 'n profeet nie. Die bediening van die profeet maak van jou 'n werklike profeet. En nommer 7, onderskeiding van geeste, en nommer 8, allerhande tale, en nommer 9, uitleg van tale. En op vers 11 sê hy, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. Dan sien ons in 1 Korintiërs 12 van vers 12 af tot vers 27, verduidelik die apostel die funksionering van die kerk, wat uit baie lede bestaan. En hy sê, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie een liggaam is, so ook Christus. Die liggaam, die lede, ons is almal wedergebore kinders, is almal lede van een liggaam van Jesus Christus. En elke lid het sy eie gawe en sy eie bediening, wat die Gees van die Here aan hom gegee is. Die apostel sê in vers 5 van 1 Korintiërs 12, daar is verskeidenheid van bedieninge. In vers 28, dan noem hy sommige van hierdie bedieninge, gekoppel aan sekere gawes. En hy sê, God het gegee sommige in die gemeente, het hy gestel in die eerste plek apostels, die tweede profete, die derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale, alles hier is gekoppel aan die bedieninge van wat die Gees aan ons gee. En die apostel skryf vir die gemeente van Efese, in verband met die eenheid van die liggaam van Christus, en die bedieninge van sy kerk, wat hy aan sy kerk gegee het, en hy sê Efesiërs 4 vers 4, daar is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God die Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gawe van Christus. En in vers 11 sê hy, en hy het gegee sommige as apostels, nommer 1, ander as nommer 2 profete, ander as nommer 3 evangeliste, ander as herders en as leraars, nommer 5. En dit is om die heiliges toe te rus. Hierdie bedieninge het 'n spesifieke doel, om die gelowiges, die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Jesus Christus. Let op dat geen gawe of bediening aan enige persoon gegee is om as sy eie te neem, te sê ek het hierdie nou verwerf, dis nou myne, ek is 'n apostel, ek is 'n profeet, ek is wat ook al nie, en om te spog daaroor nie. Dit behoort nie aan jou nie. Dis net aan jou gegee vir die opbouing van die gemeente van die liggaam van Jesus Christus. Markus gee vir ons die groot opdrag van Jesus aan sy disippels in Markus 16 vers 15. En hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.
Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word, en vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem, as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwade nie, op sieke sal hulle die hand lê, en hulle sal gesond word. So hieronder word genoem dat hulle met nuwe tale sal spreek. Daar is duidelik meer as een bedoeling in hierdie spreek in tale. Die spreek in tale van Markus 16 vers 17 glo ek verwys na die gawe wat aan hulle gegee sal word deur die Heilige Gees in die liggaam van Jesus Christus, om elke gawe wat gegee is, om die evangelie te bevestig soos op Pinksterdag, toe hulle in die tale gepraat het wat deur die omstanders herken was tale van nasies, maar etniese groepe wat die sprekers nie geken het nie. Die apostels in die oppersaal het nie hierdie tale geken nie, maar skielik het hulle deur die Heilige Gees gedrewe, bonatuurlike tussenwye treding van die Heilige Gees, het hulle hierdie tale gepraat en die evangelie verkondig, en daar 3000 mense tot bekering gekom. En daar's baie sulke getuienisse van dinge wat vandag nog in ons lewe gebeur, want mense in ander dialek of in 'n ander nasie se taal praat, wat hulle self nooit geleer het, en nie eers weet wat hulle sê nie, maar iemand anders het gehoor, presies gehoor wat hulle gesê, en hulle het tot die Here gekom. Ons moet ook kennis neem dat die doping in die Heilige Gees vir alle gelowiges is. Handelinge 2 vers 4, hulle is almal gevul met die Heilige Gees, en dit begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Dis waarom die apostels by elke geleentheid, wanneer hulle gelowiges besoek het in alle stede en lande, het hulle vir hulle eerste ding gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En baie van hulle het gesê, ons weet eers van die Heilige Gees nie. En dan het hulle dit verduidelik aan hulle en vir hulle gebid, hande opgelê partybal, en dan het hulle die Heilige Gees ontvang, en verskeie geleenthede is dit op rekord geplaas dat hulle in vreemde tale gepraat het. 'n ander geval van ander tale is 1 Korintiërs 13 vers 1, die apostel praat van tale van mense en engele. Volgens die Word Study Dictionary is die woord tale hier 'n taal of 'n dialek wat deur 'n sekere groep mense gepraat word. Met ander woorde, 'n bekende taal van iewers 'n nasie op aarde. So regter die skrif word egter verhaal van engele wat boodskappe van God aan mense gebring het, en dan is dit in 'n taal wat die hoorder kon verstaan. God het nooit sy engel gestuur om met iemand te praat in 'n taal wat hy nie kon verstaan nie. So daarom glo ons dat tale deur engele gespreek altyd verstaanbaar is by die hoorder. Dan kom ons by die mees kontroversiële deel van die spreek in ander tale. Dit wat ons algemeen bekend as vreemde tale. Dit verwys na tale wat gepraat word, wat onverstaanbaar is deur die mense, die hy self wat spreek, en daarom kan die betekenis nie 'n universele taal is nie. Daarom neem die apostel tyd om te leer om hierdie gawe ordelik in die gemeentelike byeenkomste te gebruik. En hy sê in 1 Korintiërs 14 vers 23, as die hele gemeente dan saam vergader het, en hulle sou almal in tale spreek, en daar kom onkundiges of ongelowiges in, sal hulle nie dink julle is kranksinnig nie. Vers 2 sê, want hy wat in 'n taal spreek, spreek nie tot mense nie, maar tot God, want niemand verstaan dit nie, ook die hy wat spreek nie, maar deur die Gees spreek hy verborgenhede tot God. Vers 4, hy wat in 'n taal spreek, stig homself, het gaan oor jouself. Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal, sê in vers 18, vers 19, maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, as om ander te onderrig, as om 10.000 woorde in 'n taal te spreek. Want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Die Paulus sê in hoofstuk 14 vers 5, ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liewer dat julle profeteer, want hy wat profeteer is groter as hy wat in 'n taal spreek, of hy moet dit uitlê sodat die gemeente stigting kan ontvang. Die vergelyking tussen tale, sprake en profesie.
Vers 13, daarom moet hy wat in 'n taal spreek, bid dat hy dit kan uitlê. Dan is dit tot stigting. Maar as jy 'n taal spreek en niemand verstaan wat jy sê nie, dan kan dit nie tot stigting wees nie. Hierdie lering is nie om die spreek in tale te ontmoedig nie, maar net om dit te orden in die gemeente. Maar by die huis kan jy vir ure lank in tale spreek, dit gaan jou net baie goed doen. Ek voel die afgelope tyd toe al meer video's wat gemaak word op YouTube gelaai word. Jy sogenaamde gelowiges wat verkondig dat hulle die spreek in tale verwerp en weggestap het daarvan. En hulle beskou die spreek in tale as onskriftuurlik. Baie mense sê dit het by die Handelinge gemeente Pinksterdag gebeur, het nie weer gebeur raak nie. Dit is ons so. Hierdie mense natuurlike mense geword, het die natuurlike mense aan hulle oorhand gekry, die vlees aan hulle oorhand gekry. Beskou hulle die spreek in tale as dwaasheid. Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 14, natuurlike mens neem die dinge van die gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid. En hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. En Paulus skryf aan die Galasiërs, as julle al so onverstandige, you foolish Galatians, nadat julle met die gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Dis die mense wat hierdie onsin verkondig, groter as godsmanne van ouds. Wat was die rigsteen van hierdie godsmanne? Ons noem hulle God's generals, in hulle bediening. Ek gaan vir julle 'n paar aanhalings gee. Smith Wigglesworth het gesê, dat hy baie in tale bid. Elke oggend vir minstens 1 uur lank. Hy was bekend vir talle wonderwerke, menigte van genesings, en hy het 14 mense uit die doodheid opgewek. Sy tale was sy kern van sy bediening. Kenneth Hagin vertel ek al aan. Ek het in my eie lewe oor 'n periode van meer as 60 jaar gevind dat hoe meer ek in tale praat, hoe meer ek bid en God aanbid in tale, soveel meer volg die werking van alle gawes van die Heilige Gees in my lewe. Wanneer jy in tale bid, kom die planne en doelstellings van God in jou lewe tot stand, en baie meer is dit. Om volgehou in tale te bid, baan die pad na 'n dieper dimensie in die Gees van God. Jy kan engeldiep, kniediep, middellyfdiep gaan totdat jy in die volheid is. Daar is geen beperking daarop nie. Einde van die aanhaling. Dave Robertson het gesê, dat ek al aan, hoe meer ek geleer het, hoe meer het tot die besef gekom, dat die spreek in ander tale nie net die ontdekking van 'n geestelike wet is nie, maar ook 'n geestelike fondasie is, waarop alle ander geestelike gawes en hulle werking gebou is, en dat God jou planne en idees verruil vir sy planne en idees, deur 'n bonatuurlike omruiling. Dit is tale vir persoonlike opbouing. John G. Lake het gesê, ek haal aan, ek sê protuit dat tale by bediening gemaak het. Dit is daardie kommunikasie met God, wanneer God waarhede in jou siel bekend maak wat jy dag vir dag in jou bediening nodig het. Menigmaal klim ek uit die bed, neem my potlood en skryfblok en skryf die mooi en wonderlike dinge van God, wat hy in my gees en in my hart geopenbaar en gedeponeer het. Die spreek in tale het my bediening gemaak. Einde van sy aanhaling. En ek kom na die einde van dit, Romeine 8:26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie met reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sagtinge. Dit is daardie vreemde tale wat ons van praat. En Judas 1 vers 20 sê, want julle geliefdes, moet julle self opbou in julle allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou jou laaste ding, as denominasies wat verkondig dat, as jy nie in tale praat nie, dan is jy nie gevul met die Heilige Gees nie. Nou ek wil nie heeltemal hiermee saamstem nie, want Paulus skryf 1 Korintiërs 12 vers 29, almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie, het almal genadegawes van gesondmaking, spreek almal in tale, kan almal dit uitlê, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Nou die antwoord op al hierdie stellings van die apostel is nee. Almal is nie apostels nie, almal is nie profete nie. Maar ek wil egter elke gelowige bemoedig om jou ernstig te beywer
om jou hemelse taal deelagtig te word. Want dit is 'n geskenk wat gratis tot jou beskikking gestel is deur die Heilige Gees en niemand kan dit vir jou wegvat nie. Lukas 11 vers 13 sê, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Hoe kry ons dit? Ons bid dit vir hom, ons ontvang dit vir hom, gratis en verniet. Prys die naam van die Here seën u.